Dis lekker om met jou te gesels op hierdie pragtige Vrydag. Jy's ingeskakel by Herbou saam met Rian en dit is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels uit die woord van Skepper Lewende God. Nou sy woord maak my opgewonde en ek wil hierdie oordra vir jou dat jy kan bewus wees en kan weet wat jy moet doen wanneer daar versoekings, wanneer daar aanvalle op jou lewe kom. Yeshua is aan die woord hier in die boek van Matteus hoofstuk 26 en hy gee vir ons iets baie belangriks wat ek en jy moet aan ag gee en wat ons moet uitvoer in ons lewe. Kan ek dit gou vir jou lees? Luister gou wat sê die woord. Hy sê in Matteus 26 vers 41, hy sê waak en bid. Twee belangrike aspekte. Waak en bid. So wat beteken dit om te waak en te bid? Dit beteken ek moet waaksaam wees, ek moet bewus wees van die aanvalle, ek moet bewus wees van wat om my aangaan, ek moet ook bewus wees van die strategie van die vyand, ek moet bewus wees van wie die vyand is, maar nog meer belangrik, ek moet bewus wees van wie ek is in Yeshua. So wees waaksaam. Wees waaksaam. Nou sê die woord in 2 Petrus 5 vers 7, hy sê wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. So Yeshua kom en hy benadruk dit om te sê ouens, wees waaksaam. Wees waaksaam. Wees bewus van wat om jou aangaan. Wees bewus dat daar is 'n versoeking, daar is 'n aanval, daar is dinge wat rondom ons gebeur. Wees waaksaam. Maar ek en jy moenie daar bly nie. Dit help nie net ek is waaksaam, maar ek doen niks nie. Hy sê waak en bid. Wat beteken dit om te waak en bid? Dit beteken ek gaan oor in aksie. Want om waaksaam te wees is 'n aksie wat ek moet doen. Om te bid is 'n aksie wat ek moet doen. So daar is nou natuurlik dinge wat dit beïnvloed. Daar is dinge wat my gebed beïnvloed as ek nie in geloof, in opregtheid en met 'n rein hart bid nie en ek bid met twyfel, dan beteken dit beïnvloed my gebed. Dit beïnvloed dit wat Vader wil kom antwoord uit my gebed. So dit is so belangrik dat ek en jy waaksaam sal wees en bid, want as ek bid en ek is nie waaksaam nie, dan kom die vyand en hy manipuleer en hy val my gedagtes aan en hy domineer die mens. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy sal waaksaam wees en bid. Nou gaan die woord verder. Hy sê waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Dis hoekom Yeshua sê waak en bid. Want baie keer is ons geesmens is sterk. Maar onthou, waar begin die vyand se aanval? Begin hy jou aanval geestelik of begin hy jou aanval in die vlees? Hy begin jou altyd aanval in die vlees, want dis waar ons die swakste is. En as jy bly om die gees te voed, dan gaan jy sterker word in die gees. As jy bly om die vlees te voed, gaan jy sterker word in die vlees. So waarmee voed jy jouself? En wat loop voor in jou lewe? Dis hoekom die woord sê dit so baie duidelik in Galasiërs 5 vers 16. Wandel in die gees en dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En daardie woordjie nooit is 'n baie sterk woord. So hoe moet ek en jy funksioneer? Wel, dis belangrik. Ek en jy moet waaksaam wees. Waaksaam teen wat? Dat ek en jy nie in die versoeking val nie. Want ons is baie keer geestelik is ons paraat en ons is geestelik is ons sterk, maar in die vlees is ons swak. En die vyand soek net vir die kleinste opening in jou vlees om jou aan te val en om te veroorsaak dat jy versoek word en val in die versoeking. Want die oomblik wanneer jy val in die versoeking, hoe voel jy? Dink so 'n bietjie daaroor. Hoe voel jy wanneer jy geval het in die versoeking? Hoe voel jy? Voel jy het Vader teleurgestel? Jy sien, want dan is dit 'n skuldlas wat die vyand op jou kom plaas, want hy wil dit reg kry, hy probeer om dit reg te kry, sodat jy in die versoeking val, dat hy jou kan aankla, dat hy 'n skuldlas op jou lewe plaas, en die oomblik wanneer dit gebeur, dan
vertrek jy, wat gebeur dan? Dan bid jy nie. So kom sê Yeshua, waak en bid. So ek moet waaksaam wees op 'n daaglikse basis. Ek moet kan identifiseer waar my swak plekke is. Ek moet kan identifiseer waar die vyand my aanval. En hy val my aan op my swakste skakels, op my swakste plekke. So waar moet ek fokus? As ek in gebed ingaan, waarop moet ek fokus? Ek moet fokus om die swak areas in my lewe sterk te kry, om oorwinning te behaal in daardie areas van my lewe. Want as die vyand op my swak plekke fokus, hoekom doen ek en jy niks daaromtrent nie? Jy sien, want as daar 'n swak skakel by my is en ek het swak plekke, dan wil ek myself mos verbeter, is dit nie so nie? As jy foute maak en jy wil jouself verbeter, dan moet jy mos begin by die foute wat jy maak. Dit help nie jy probeer jouself verbeter in die sterk areas en die sterk kwaliteite wat jy het nie, want dis alreeds sterk. So waar moet jy begin? Begin by jou swak eienskappe, begin by die swak plekke en die swak skakels in jou lewe, om jouself daar te versterk en te verbeter. Want die oomblik wanneer ek en jy in versoeking val, het die vyand alreeds gewen. So kom sê Yeshua, hy sê, waak en bid dat julle nie in die versoeking val nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So as my vlees swak is, weet jy waarin gaan my fokus wees? My fokus in gebed en in Bybelstudie en in die tyd wat ek spandeer in Vader se teenwoordigheid is om seker te maak dat my vlees wat swak is, word sterker op 'n geestelike aspek, sodat ek kan weerstand bied teen die aanvalle van die vyand, teen die versoeking, en dat ek kan staande bly, maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. En ek het dit al ervaar in my lewe, weet jy, die vyand probeer my mismoedig maak. Die vyand probeer my aanval op so basis dat hy my ontneem van Vader se teenwoordigheid, dat hy my mismoedig maak, dat ek begin bekommerd raak en begin vrees en begin angstig wees. Maar weet jy wat, ek het die besluit gemaak om te sê nee, ek gaan dit nie toelaat nie. En daarom moet jy ook die besluit maak in jou lewe om te kyk, maar om te sien, hoorie sommer, dis waar die vyand my aanval, dis wat hy veroorsaak in my lewe, maar weet jy, ek gaan dit nie toelaat nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand 'n oorhand kry in my lewe nie. Weet jy hoekom? Want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Halleluja! En as Yeshua dan in my lewe is, sê sy woord in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Yeshua wat my die krag gee. So jy kan hom weerstaan, jy kan waak en bid, en jy kan suksesvol wees in elke area van jou geestelike lewe, en ook in die vlees. Want baie keer, die oomblik wanneer ons ingee in ons vlees, dis omdat ons dit wil doen. So mense, dit is belangrik dat ek en jy sal staande bly, halleluja, dat ons sal luister wat Yeshua sê, dat ons sal leer by ons meester Yeshua, en dat ek en jy waaksaam sal wees, en sal aanhou bid. Nou sê Yeshua, hy gee hierdie gelykenis, hy sê, ek vertel hierdie gelykenis, sodat jy nie moet moedeloos word, en ophou bid nie. So ek en jy kan nie ophou bid nie. Inteendeel, nou, meer as ooit van tevore, moet ek en jy meer bid. Ons moet meer die aangesig van die lewende God soek. En as jy sy aangesig soek, dan waarborg ek jou, jy sal sukses behaal in elke aspek van jou lewe. Maar as jy bid, bid gefokus. En kyk, wat is die swak areas in jou lewe, sodat jy daai areas, 'n area van oorwinning kan maak, sodat die lewende God in en deur jou vereer en verheerlik kan word. Halleluja! Loof sy naam. Dis lekker om met jou te gesels, man. Halleluja! Mag die woord jou impakteer vandag, en mag jy sommer net geseënd wees uit die hand van Yahweh, ons Elohim. Van my kant af, Rian Abri, wat 'n voorreg. Dis amazing om met jou te gesels. Wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.